Een van die goed wat die Here nogal baie deesdae met my deel is back to basics, en ek dink partykeer wil ons baie goed net kompliseer en moeilik maak, en back to basics beteken letterlik dit, terug na die beginsel toe. En wat is die beginsel? Die beginsel is die woord. Die beginsel is a Christ-like life and a Christ-like love. Nou vanaand spesifiek wil ek praat oor sout en lig in 'n wêreld wat dit nodig het. En ons almal weet wanneer jy nou vir jouself 'n bietjie popcorn gemaak het en jy eet dit net so, dis nie lekker nie, dis smaakloos want dit kort bietjie sout. Of ek dink dit as jy gebraai het en jy het bietjie vergeet om spices en sout oor te gooi, dis glad nie lekker nie. Okay, wag, voor ek nou te ver carry the way raak, kom ons sluit net ons oë en ons bid net saam. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg vanaand, Here, net om te kan stil word vir U, Vader. Dankie dat U God en Koning is, Here. Dankie vir die woord vanaand. Ek bid, Here, dat U deur my gedagtes sal dink en deur my lippe sal praat, Here, en dat U vir ons revelation en understanding sal voortbring in en deur U krag en U genade. En dankie Heilige Gees vir U getrouheid. Dankie, Here, dat U ook aan ons openbaar, Here, dit wat U van ons wil hê, en dat U ook aan ons openbaar waar ons moet teruggaan na back to the basics toe, in Jesus naam. Amen. Amen. So, die teksvers wat ek wil vanaand deel is, yes, you've guessed it, is in Matteus 5, en dit staan in vanaf vers 13. Ek gaan ons voorlees uit die Amplified uit, en die opskrif daar is, Disciples and the world, disciples in die wêreld. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, in 'n hakie staan op purpose, how can it be made salty? It's no longer good for anything, but to be thrown out and walked on by people when the walkways are wet and slippery. En al vers 14 sê, You are the light of Christ to the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a light stand, and it gives light to all who are in the house. Vers 16 sê, Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Nou, wanneer ons na hierdie spesifieke teks kyk, is dit Jesus wat praat met sy disippels, né? En hy gebruik hierdie twee kragtige beelde wat ek en jy verstaan, van sout en van lig. En hierdie beelde was baie bekend in daai tyd, maar dis net so vol betekenis, net so betekenisvol en relevant vandag, want ons kan relate, net as daar nie sout is op 'n stukkie vleis of 'n kos nie, en ons kan relate as daar donkerte is. Ek het amper gesê load shedding, maar ons kan relate as daar donkerte is, nee. Nou, Jesus sê spesifiek, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Het jy daarop gelet, dat hy nie sê, julle moet die sout van die aarde wees, of julle moet die lig wees nie. Maar hy sê spesifiek, julle is. Jy is die sout van die aarde. Jy is die lig van die wêreld. En dit is my en jou identiteit as gelowiges, né? Dis ons identiteit en ons bewys dat ons aan Christus behoort, en dan dra ons hierdie roeping in ons. Nou as ons 'n bietjie kyk na sout, of dit nou pink sout of wit sout of seesout is, in die Bybelse tyd het sout baie verskillende funksies gehad, né? Dit het smaak gegee, en ek kan nou maar net dink, soos ons nou gesê het, kos is regtig nie lekker as dit nie genoeg sout op het nie. Dis flou en is onaantreklik. En net so is die wêreld leeg sonder Jesus en sonder ware betekenis. Want God roep my en vir jou en elkeen van die mense op hierdie aarde om 'n geur te bring, om 'n verskil te maak deur sy liefde, sy genade, sy waarheid en sy hoop. Nou ook in die Bybelse tyd het sout bewaar. Nou, daar was nie yskaste nie. So sout is gebruik om kos te preserve of te bewaar, om te keer dat dit bederf. En op hierdie selfde manier roep God ons om in 'n wêreld vol gebrokenheid en sonde, 'n invloed van goedheid en waarheid in en deur sy gees te wees, sodat dinge nie heeltemal moet verval nie. Partykeer raak dit mens bietjie moedeloos, want dit voel vir ons of alles besig is om stadig maar seker agteruit te gaan. Maar ons moet ook besef, Jesus gee vir ons 'n waarskuwing, want hy sê spesifiek in hierdie teks, as sy sout sy smaak verloor het,
waarmee sal dit dan weer gesout word? Van sout wat sy krag verloor het, sout wat sy smaak verloor het, is nutteloos. Nou, dit beteken dat wanneer ek en jy geloof afwater, as ons begin leef op wêreldse standaarde, en ons nie meer anderster, goddelik anderster is nie, verloor ek en jy ons invloed. Dis vra die Vader, ons moet doelbewus leef, om nie saam met die stroom te dryf nie, maar om vas te staan in ons geloof. As ons gaan kyk na die tweede gedeelte van hierdie geleesde stuk, lig van die wêreld, dan sê Jesus, julle is die lig van die wêreld. Nou ek en jy weet, lig het een doel, dis om te skyn, om duisternis te verdwyn. Nou ek en jy leef in 'n wêreld wat baie donker is. Daar is donker goeters, daar's vrees, daar's onsekerheid, daar's onreg, daar's pyn, daar's angs, nee. Maar juis in hierdie donker roep God ons, my en vir jou, om 'n ligdraer te wees. Nou, Jesus gebruik spesifiek ook hier die beeld van 'n stad wat op 'n berg. Ja, ekskuus. Jesus gebruik die beeld van 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie. Want so ook kan jy van ver af sien. As jy van ver af aankom, kan jy op hierdie berg dan die stad sien. En net so behoort ons lewens ook sigbaar te wees vir ander mense, nee. Nie om so aandag op onsself te trek nie, maar om God se lig te weerspieël, soos 'n spieël. God sê ook in hierdie gedeelte, niemand steek 'n lig aan en sit dit onder 'n emmer nie. Maar om eerlik te wees, ons doen dit soms. Ons bly stil oor ons geloof uit vrees uit wat ander mense sal sê. Ons hou terug om goeders te doen wanneer dit vir ons ongerieflik is. En ons pas baie by die wêreld aan, eerder as om uit te staan. Maar die Here roep ons om ons lig te laat skyn. By die huis, by die werk, in ons gemeenskappe, by ons skole. Want verandering, my vriend, begin by jou en by my. Nou, wat is die doel van hierdie lig? En Jesus maak dit baie duidelik waarom ons moet skyn, waarom ons lig moet skyn. En hy sê, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik kan word. So dit gaan nie oor my of oor jou nie, maar dit gaan oor God. En wanneer ek en jy reg leef, wanneer ons liefde wys, wanneer ons ander dien, dan sien mense iets van God binne jou en binne my raak. Nie omdat ek of jy enigiets is nie, maar omdat God so groot is. En daardeur word my en jou lewe 'n baie sterk getuienis. Nou wat is 'n praktiese toepassing, nee? Hoe lyk dit om sout en lig in hierdie alledaagse lewe wat ek en jy leef te wees? Dis om vriendelik te wees wanneer mense onvriendelik is. Dis om eerlik te bly in 'n wêreld vol kompromieë. Dis om hoop te bring waar mense moed verloor het. Dis om vergifnis te kies eerder as bitterheid. En daai is 'n moeilike een. En dis om op te staan vir wat reg is, al is dit hoe moeilik. Net so tawe een, nee. Nou, hierdie goed is nie altyd groot, dramatiese dade nie. Dis dikwels klein, getroue keuses wat ek en jy elke dag moet maak. En die uitdaging is, ek en jy moet onsself eerlik vanaand vra, of vandag vra is, waar staan ek? Hoe lyk my sout? Waar het ek dalk my sout verloor? Waar steek ek my lig weg? En waar roep God vir my en vir jou om meer sigbaar en getrou te wees? Ons weet God het elkeen van ons geplaas op 'n plek vir 'n tyd, vir 'n rede. En in baie gevalle is ek en jy die enigste lig wat sommige mense ooit sal sien. Nee, ek en jy is die sout wat 'n verskil kan maak in ons omgewing. Want verandering begin by my en verandering begin by jou. Die sentrale punt van al hierdie goed is eenvoudig. Die wêreld het nie meer geraas nodig nie. Die wêreld het regte sout en ware lig nodig. Want mense daar buite soek nie perfektheid nie, maar hulle soek opregtheid. Hulle soek nie net woorde nie, maar hulle soek lewens wat God se liefde en God se waarheid weerspieël. En mag ek en jy kies om nie ons roeping te ignoreer nie. Mag ons dit met oorgawe leef.
En ek wil vandag vir jou sê, laat jou lig skyn. Bly sout. En laat alles wat jy doen, wys na die een wat jou geroep het. Amen. Kom ons sluit ons oor. Aba Vader, mag ons nie uit ons eie krag, ons eie wil nie, maar mag ons deur u krag en deur u wil, Here, die sout en die lig wees, Here, in die areas waar ons beweeg, waar u ons geroep het, Vader. Mag u aan ons openbaar, daar waar ons nodig is, Here. Nie omdat ons enigiets is nie, maar God, omdat u alles is, Vader. Mag ons u sout en u lig wees in hierdie wêreld, Here, en mag u Heilige Gees in en deur ons werk, Here, sodat u verheerlik kan word. Dankie Vader vir wie u is, en dankie dat u met ons is, Here, en dankie dat u elkeen van ons lei, en dat u ons net 'n opregte, nuwe, Here, openbaring gee, van wat ons doel vir hierdie tyd, op hierdie oomblik, op hierdie plek, waar elkeen van ons nou is. En mag ons, Here, u verheerlik deur dit alles. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, Amen. Amen. Geseënde dag verder, dankie dat julle geskakel het. Totsiens.